Okay, ja. Sy aan. Goeiemôre julle. Dis heerlik hier in warm Februarie en ek wil net in 'n woord in 'n week met 'n partytjie wat ons gehad het hierdie die woord wat in my hart geval het. En ek wil dit met julle deel. Soos julle weet, dis iets waaraan ek werk. Ek werk die laaste rukkie baie hier aan, praat die Here met my oor my swakheid wat hierdie betref en waar ek meer op moet fokus en hoe ek dit doen. Julle in die begin, toe ons hierdie gemeente begin het ek ook vir die kerk gesê, onthou ek is meer sendeling as pastoor. Ek wil baie tyd spandeer aan mense daar buite en my hart was nog altyd by skole en toe ons hier begin was ek baie betrokke by 'n spesifieke skool, baie dae van die week. Nou is ek net een dag by 'n ander hoërskool betrokke, maar my hart het nie verander nie, om net uit te kom by mense en met hulle te gesels en te praat. Ek het altyd gesê, Here, as iemand my vra om oor iets te praat, sal ek nooit nee sê nie. Dis my deel met u, maak nie saak wie en wat en waar nie. En so ek dink hierdie boodskap gaan baie daaroor, maar soms vergeet ek my fokus. Julle sal ergens in die boodskap hoor, ek dink wat die Here vir my, ek weet wat die Here vir my hierdeur wil sê is, soms verloor ek my fokus. En julle voel dalk julle weet nie wat om te sê nie, en dan sê julle nie iets nie, en soms dink ek weet te veel en ek moet niks sê nie. Dis miskien die twee kante van die pool. Miskien moet jy leer om iets te sê, al weet jy nie wat om te sê nie, en soms moet ek leer of ons leer hoe om dit te sê, of dit beter te sê, of om partykeer net niks te sê nie. Maar luister na vandag se boodskap, vat huis toe wat jy moet. Vandag se boodskap gaan oor iets heel eenvoudigs. Vertel net vir iemand. Dis die begin van die jaar, dis Februarie maand, ons moet hierdie Christelike beginsels in die begin van die jaar vasmaak, en een van die beginsels laasweek was, skyn jy Jesus? Sien mense Jesus in jou storie? Sien jy Jesus in mense se stories? Sien jy hom raak in jou land en in jou politiek en in alles wat verkeerd is? Sien Jesus raak, al die Bybelstories gaan nie oor hoe wonderlik hierdie mense was nie, hierdie mense was nie wonderlik nie, sien Jesus raak. Vandag wil ek hê ons moet fokus om mense te vertel, wat jy raak sien. Vertel net vir mense. En so 'n sê ding wat vir my gesê is nog toe ek op universiteit was, op college was, 'n Engelse sê ding, want dit klink net reg in Engels. Dis soos daai 7 days without prayer makes 1 week. Nee, julle het daai al gehoor? Dit hang net of hoe jy dit spel. 7 days without prayer makes 1 week. En hierdie is nog ene wat ek nooit sal vergeet nie, en is vir my so mooi, omdat my hart baie in 'n sendeling rigting beweeg as dit kom oor my denke, is a missionary is not someone who crosses the sea, a missionary is someone who sees the cross. It's not someone who crosses the sea, it's someone who sees the cross. En ek dink baie keer vir te lank het die kerkwêreld gedink aan sendelinge, stuur hulle Afrika toe, stuur hulle ver weg, en dit het die westerse wêreld soveel skade gedoen, dat ons gedink het om mense te vertel, moet jy iemand betaal en hulle stuur om te gaan, en hulle moet oor die waters gaan en ver weg gaan, en kyk hoe donker is Afrika, kyk hoe donker is daai wêreld, kyk hoe barbaars leef hulle. En omdat ons so arrogant was, het die plekke waar ons gekultiveerd was, het die Here toegelaat om al hoe meer barbaars te raak. Dis die westerse wêreld wat meer kinders doodmaak, dis die westerse wêreld wat jong mense mee mekaar maak, en die kleines van die pad af lei wat die Here baie kwaad maak. Dis die westerse wêreld wat weer sendelinge nodig het, en ek het dit al vir julle gesê, en ek sal dit aanhou sê, want dis hoe die Here met my gedeel het, toe ek in Engeland was, omdat ek hier kwaad geraak het. Wat ek daar gesit met 'n Anglikaanse biskop oor die hele noordweste van Engeland, en het hy in my oor kom fluister. Vir jare het ons sendelinge Afrika toe gestuur, nou bid ons dat God sendelinge van Afrika na ons toe stuur, want ons weet nie wat ons doen nie. En van die hoofleiers in die Anglikaanse kerk om dit vir 'n Afrika ouetjie te sê, het my diep getref. En hierdie sinnetjie was toe al vas in my kop. 'n sendeling is nie iemand wat oor die see gaan nie, 'n sendeling is iemand wat die kruis sien. My vraag is jy 'n sendeling? Is jy 'n missionary? Het jy 'n missie? Verstaan jy wat die kerk se missie is? En natuurlik Matteus 28, dis ons versie, né? En dit begin met vers 17. Toe die disippels Jesus sien, opstaan uit die dood. Hoor hierdie woorde. Het hulle hom aanbid. Well done. Almal van julle wat hier sit hier, want julle kom om hom te aanbid. Julle glo hy het opgestaan, julle weet hy leef, en ons kan nie sonder sy asem in ons longe nie. En julle kom om te aanbid. Great. Maar hoor die volgende sinnetjie. Alhoewel party van hulle nog getwyfel het.
Dis altyd daar. Jy moet nooit laat die twyfel jou keer om 'n sendeling te wees nie. Moet nooit vir mense besluit te maak nie. Moet nooit laat jou twyfel jou keer om te aanbid nie. Want daar sal altyd twyfel wees. In jou eie hart sal daar twyfel wees. Was dit die Here? Moet ek dit doen? Jy weet, is dit ons beklei so as 'n gevoel in jou hart is, gaan doen 'n bietjie iets, gaan sê gou vir hulle hallo. Nee, ek weet nie so mooi nie, jy weet. Ek weet nie noodwendig of ek nou die tyd het of ek weet, daar's altyd hierdie twyfel wanneer die Here jou stuur om hom te aanbid. En al wat ek dink in die begin voor hy sy opdrag gee, hy baie duidelik wil maak vir ons is, daar gaan altyd twyfel wees. Moenie wag tot die twyfel verby is en dan daaroor getuienis lewer nie. Die oomblikke wanneer jy met iemand praat en is maklik en daar's nie twyfel nie, dink ek mis ons die krag van die evangelie. Party van hulle het getwyfel. Toe sê Jesus, omdat ons twyfel. Hy kom toe nader na sy disippels en van hulle aanbid, van hulle staan daar met vraagtekens oor hulle koppe en hy sê vir hulle, julle wat so twyfel om te evangeliseer, om te praat, om iemand te vertel. God het die volle mag oor die hemel en die aarde aan my toevertrou. Ek het al die krag en mag op hierdie aarde. Ek dink ons twyfel daarin. Ons glo nie dat wanneer ons met iemand praat, ons dink ons kennis gaan hulle oortuig. Ek dink baie keer my kennis, ek moet meer uitvind oor 'n onderwerp. Ek moet meer soek, ek moet langer preek. Ek moet en jy probeer dink dis jy wat die oortuigwerk doen. En Jesus sê vir hulle, julle twyfel want julle verstaan nie. Ek is die een wat die werk moet doen. Ek is die een, jy moet net gaan, jy moet net my voete wees, jy moet net jou mond oopmaak en laat my Heilige Gees deur jou werk, maar die mag om iemand te oortuig of iemand te verander, sit in my. Alle mag en krag oor hemel en aarde is vir my gegee, nie vir die kerk nie. So daarom, omdat jy verstaan jy Jesus raak sien in wat jy doen, en nie die kerk of jou gemeente of jou kennis nie, maar omdat jy die vertroue het in die God wat 'n berg kan versit. Gaan dan. En ek wil net vir julle sê, omdat ek ook my werk moet doen as pastoor, ek het mooi in die Grieks gaan kyk en dit mooi gaan opsoek. Hierdie woord gaan in die Grieks, jy kan dit nie glo nie, dit beteken gaan. Dis wat dit beteken. Jy kan dit nie glo nie, dis incredible, hy great taal Grieks. Die woord gaan beteken gaan. En as jy dit verstaan, dan is dit fantasties. So in Grieks sê hy, ons moet gaan dan. Gaan dan omdat jy verstaan, jy hierdie God het, wat uit die dood uit opgestaan het, en gaan maak mense disippels. Alle nasies, moenie fokus op een groep mense nie. Hy sê, doop hulle. Nou weer eens, baie bespiegeling oor wat die doop beteken. Ons glo groot, volwasse doop, is wonderlik, as jy nog nie gedoop is nie, kom praat met my. Ek dink as ons mooi soebat en vra, is jy selfs 'n swembad hier naby. So, jy hoef nie eens ver van die perseel af te beweeg as jy nie wil nie, maar my huis het ook 'n swembad. So as jy jou wil laat nog doop en jy twyfel daaroor, gaan vind uit, doop jou, dis 'n great tradisie. Ons het net 2, nagmaal en doop. Dit net daai 2. So moet hulle nie afskiet nie, maar dis nie, moenie vaskyk in water en nat word nie. Dis nie regtig nie. Hy sê doop, onderdompel hulle in. Druk hulle in, maak hulle toe met, laat hulle afsterf aan iets en begin lewe in iets anders. En in wat moet hulle begin lewe? En hy sê, doop hulle in God. Laat hulle dink oor die Vader, en dink oor die Seun, en dink oor die Gees van God. Laat hulle besef, daar's 'n Skepper. Laat hulle besef, die Skepper het kom vrede maak met ons en hom, en laat hulle besef, hy het ons ook kom krag gee, om in daai verhouding te leef. Doop hulle in die volheid van die drie eenheid. Die drie eenheid is, daar's 'n Skepper, ons sondes bring skeiding, sy Seun bring eenheid, en nou kan ons in sy krag gaan leef. Vertel hulle hierdie stories en laat hulle heeltemal in dit geonderdompel wees, en leer hulle hoe om dit te doen. Leer hulle hoe om dit te doen. Dis selgroepies en klein groepies, sondaande saam met Andrei en woensdagoggende saam met die manne by Waterberries en dinsdaande en julle dames en almal wat my hier mense, almal wat by mekaar kom in groepies, ons leer mekaar om alles te gehoorsaam wat Jesus aan ons opgedra het. En ek sal vir altyd by julle wees. Ek is vir altyd by julle. Hy is by jou. Ek wonder net baie keer hoe keer veel voel jy so senuweeagtig dat jy besef nie, wanneer jy oor God met iemand gaan praat, of wanneer jy jou lig gaan laat skyn, jy's bang, maar hy's met jou. Dis die opdrag. Hy het dit nie gesê, want hy was soos ek, wat net woorde wil in 'n preek ingooi nie.
Alles wat hy sê hy want hy weet dis wat ons moet hoor. Moenie bang wees nie, moenie twyfel nie. Ek is by jou tot die einde van jou wêreldse geskiedenis. En hierdie woorde is veronderstel om ons te bemoedig en ons sterk te maak, maar dis 'n opdrag. Die opdrag is nie, gaan dan kerk toe. Sing uit volle bors en moenie aan die slaap raak in 'n preek nie, want ek kyk vir jou. Dis nie wat hier staan nie. Dis nie wat hier staan nie. Wat hier staan het bitterlik min te doen met vanoggend. Wat hier staan het bitterlik min te doen met 'n Sondag. En dit het meer te doen met die res van jou week. En so alle gesag is aan Jesus gegee, so ons moet gaan. Ek is net oortuig dat ons sekere skriffies lees en daarby vassteek. Nou, hier's 'n paar versies wat ek vir julle wil lees, julle wat hou van Bybel en glo in 'n Bybelversie en doen wat die Bybel sê. Ek gaan nie julle hande opsteek nie, maar ek glo meeste van julle glo as ek nou vir julle 'n Bybelvers lees, gaan julle doen wat die Bybel sê. Is dit reg? Meeste van julle? Net so 'n bietjie 1 of 2 koppe skud. Okay, dankie Renet. Ek sien daai hand. Okay, ek sien daai hand. Okay, dankie Colette. Okay. So, meeste van julle as ek vir julle 'n versie lees, gaan julle doen wat die Bybel sê, né? Nee, okay. Ek gaan vir julle 3 Bybelversies lees. Julle moet doen wat die Bybel sê, né? Matteus 8 vers 4 sê: Jesus sê toe vir hom: sorg dat jy wat gebeur het vir niemand vertel nie. So wat God vir jou gedoen het, sorg dat jy vir niemand vertel nie. Ek gaan vir jou nog 'n vers lees, dan wil jy twyfel in daai een. Markus 1 vers 44. Jesus het hulle toe ernstig gewaarsku. Hulle dadelik weggestuur en gesê: sorg dat julle vir niemand iets hiervan vertel nie. Okay, julle gaan luister vir wat die Bybel sê, né? Moet vir niemand vertel nie. Is julle oortuig? Is julle nog nie oortuig nie? Okay, 'n derde vers, want miskien in 3 getuies. Matteus 16. Ek gaan vir julle lees van vers 18, want almal ken hierdie Bybelstukkie. Dis 'n kragtige Bybelstukkie, maar niemand lees hom tot die einde nie. Hier begin hy. Ek verklaar nou, sê Jesus, jy is Petrus. Op hierdie rots sal ek my kerk oprig, en al die magte van die doderyk sal dit nie oorwin nie. Ek vertrou die sleutels van God se koninkryk aan jou toe. Wat jy oopsluit sal oop wees, wat jy toesluit sal toe wees. En dan die volgende vers. Hy gee toe streng opdrag aan sy disippels om vir niemand te vertel dat hy die Messias is nie. Te veel van julle volg hierdie Bybelversies te akkuraat. Te veel van ons luister te veel na sekere versies buite konteks en ons doen wat dit sê. En ons vertel niemand hy is die Messias nie. Sorg dat jy vir niemand vertel, Jesus is die koning nie. Ek is, okay, ek sal dit nooit vir iemand vertel nie. Toe hy die kerkversies vir Petrus gegee het, gesê het, ek bou my koninkryk op jou, en toe sê hulle moet vir niemand gaan vertel nie. Wel ek julle moet verstaan, hy het gesê, moet vir niemand vertel, tot ek nie opstaan uit die dood uit nie. En as jy op 'n stadium in jou lewe is, waar jy vir niemand vertel nie, dan het hy nog nie uit die dood uit opgestaan vir jou nie. As jou mond altyd toegesluit bly, wanneer dit kom by geleenthede, om bietjie net Jesus raak te sien, dis 'n harde boodskap, maar ek wil hê dit moet insink, ek wil hê jy moet dit hoor. Hierdie versies, al 3 van hulle, na dit sê hy, totdat ek uit die dood uit opstaan. Totdat ek uit die dood uit opstaan. En as jy as Christen beleef dat dit vir jou altyd moeilik bly om in 'n moeilike situasie ergens ietsie van Jesus of lig in te bring, of net op 'n manier net die atmosfeer te skuif na jou godsdiens of jou Christenskap toe. Jy moet gaan kyk hoe jou persoonlike verhouding met die Here lyk, want jy is nie veronderstel om stil te bly nie, hy het nou uit die dood uit opgestaan. En dan gaan dit weer sê, as jy sukkel en hy gee toe streng opdrag aan sy disippels om vir niemand te vertel dat hy die Messias is nie. Dan het hy dalk in jou lewe nog nie opgestaan nie. Daai opwinding is dalk nog nie daar om iemand raak te sien nie. En ek wil net vinnig met julle ietsie deel wat hy met my gedeel het, om dit vir julle bietjie te verduidelik. Maar die vers wat hy gegee het, kom uit 2 Korintiërs 5 uit. En 2 Korintiërs 5
is net een sinnetjie, maar die een sinnetjie is so belangrik. Ek kom uit 'n profeet. Die profeet sê, ek wil stil bly, Here. Ek wil nie meer oor jou praat nie, want dit kos my te veel. Ek verloor vriende, die volk wil my doodmaak. En die profeet sê, ek wil stil bly oor wat u sê, maar ek kan nie. Die woorde is soos 'n vuur hier binne in my bene opgesluit en dit dryf my vorentoe. Paulus haal hierdie profeet aan sonder 'n verwysing en Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 14. 'n Man wat getuig oor Jesus, maar hy's konstant in die tronk en word konstant geslaan en konstant wil mense hom doodmaak. En hy het al die rede om stil te bly in hierdie wêreld. Maar hoekom hy nie stil bly nie, is hy sê, want die liefde van Christus dryf ons. Dryf ons na mense toe. Dryf ons om ons mond oop te maak. Om in 'n sekere situasie waar dan nie almal is gelowig nie, net te sê, boys, kan ons net gou saam bid? Boys, kan ons net gou 'n sirkel maak en hande vashou en net vir God vra om met ons te wees? En as jy nie in my God glo nie, dan maak net jou oogies toe, want my God glo in jou, al glo jy nie in hom nie. So maak net jou oogies in respek saam met my toe. Om ergens net God in 'n situasie in te bring. Jy doen dit want hy dryf jou soontoe. Die liefde van Christus dryf ons na mense toe wat hom nie ken nie. Dit was Paulus se motivering, was die liefde van Christus binne in hom. Was Handelinge 1 vers 8, maar jy sal krag ontvang om sy getuie te wees. En as jy krag ontvang om sy getuie te wees, dan dis 'n moed. Julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuie wees. Jerusalem, Judea, Samaria, uithoeke. Ek wil vir julle 'n storie vertel wat in my kop geflits het. Verbeel jou net gou vir 'n sekond, dalk het hierdie met julle gebeur. Dit het met Jesus se ma gebeur. Dis hoekom dit in my kop flits, want Jesus se ma het hierdie ervaar. Imagine jy het 'n jong kind, klein seentjie, besige seentjie van 4 of wat ook al die ouderdom is. En jy's Kersfees in Junction. En jy's net besig in een van hierdie senters, jy's besig om net na iets te kyk en toe jy afkyk, toe is jou seentjie weg. Hy's weg. Hy's nêrens nie. Jou seentjie is weg. Nou vra ek vir julle, wie is die statigste vrou in ons gemeente? Ek vra vir die statigste dame met die mooiste klere wat altyd die mooiste lyk en deur haar getrek is en jy's mooi aangetrek want is Kersfees en ons mense by die huis wat vir jou wag en jy het baie moeite gedoen met hoe jy lyk en jou geaardheid en jou sagte gees en jou seentjie is weg. Ek vra vir jou, watter vroutjie sê, ag verskoon my. Ag verskoon my. Het enige van julle dalk 'n klein seentjie gesien? Geen statige dame gee om oor haar status en hoe sy lyk en die rokkie wat sy aan het nie. Ai, is nou stil op shop. Ai! En almal is soos hier's 'n mal vrou. Wat 'n vrou gee om wie dink sy's mal as jou seentjie weg is? Watter tipe vrou gee om wat mense van jou dink as jou kind weg is? Wat se tipe mens is jy as jy meer omgee oor wat mense van jou dink as waar jou seun heen verdwyn het? Jy gee op daai stadium glad nie om wat mense van jou dink nie. Jy wil wat verlore is terugkry. En elke keer wanneer die Bybel praat oor die wêreld wat sonder Jesus leef, dan probeer hy daai voorbeeld in ons denke indruk, sodat ons iets voel. 'n verlore stuk geld vir 'n arm vrou. 'n verlore skaap vir 'n man wat sy werk afhang dat hy al die skape terugbring aan die einde van die dag. 'n Pa wat sy seun verloor en elke dag hinker en heimwee en verlang dat sy seun sal terugkom. Hy probeer beelde in jou kop loskryf wat sê, wat 'n statigheid en waardigheid is daar? En ons is so bekommerd om met mense te praat oor Jesus, want wat gaan hulle van ons dink? Maar as jy jou seentjie verloor het, gaan jy nie omgee wat mense van jou dink nie. Jy gaan skree en rondhardloop soos 'n mal ding. Jy gaan mense kry, hardloop, jy soek. En ons leef in 'n wêreld en ons ken mense wat verlore gaan, maar ons is bekommerd oor wat hulle van ons dink. Want ons besef nog nie hulle soos 'n seentjie wat verlore is nie en ons is verantwoordelik vir hulle. Is ek my broer se oppasser? Dis die heel eerste storie in die Bybel waar iemand verantwoordelik moes wees vir iemand anders. En die oudste boetie kyk na God en hy sê vir God, is ek Abel se oppasser? Ja, jy is. Jy is die oudste boetie. En hulle gee nie om vir mekaar nie. En so ek wil net vir julle sê, ons moet getuies wees.
Maar jy moet getuie wees in Jerusalem, Judea. Nou Jerusalem is Belito, en Judea is die area waar jy werk. En weet julle wat is die probleem? Is vir jare stuur ons sendelinge Afrika toe, jy bekommer jou oor die mense in Ukraine, en jy is bekommerd oor wat in Amerika aangaan, en al hulle regulasies. Want weet julle wat is die moeilikste plek om vir iemand te vertel oor Jesus? Jerusalem. Jy dink dit kos geld om op 'n sendingreis te gaan. Kom ons doen 'n sendingreis. Ons het mense wat campers het. Hier's mense in ons kerk wat wil kamp. As 'n paar van julle manne bymekaar kom, kamp ons nog hierdie jaar. Want hier's mense wat lus is vir kamp. As julle 'n sendingreis wil gaan doen ergens in Lesotho of Afrika, ons sal dit doen as 'n gemeente. Hier's manne wat wil gaan. Maar hier's my vraag, dit kos baie geld. En jy moet jou kalender uitwerk om dit reg te kry. En dis baie moeite om op 'n sendingreis te gaan. Maar dis meer moeite om Jerusalem toe te gaan. Want jy eet in Jerusalem, jy bly in Jerusalem, mense ken jou in Jerusalem. En weet jy wat, so gevaarlik soos dit mag wees, om ergens in Afrika te gaan, en daar is nie krag nie, en dit is gevaarlik om 'n vrou saam te vat, want daar is nie 'n toilet nie, so gevaarlik soos dit is, om Afrika toe te gaan vir sendingwerk, dis meer gevaarlik om sendingwerk te doen in Jerusalem. Dis in Jerusalem waar hulle Lazarus wou doodmaak, toe hy opstaan uit die dood. Dis in Jerusalem waar hulle Jesus doodgemaak het. Dis in Jerusalem waar hulle Kersfees die babatjies doodgemaak het. Dis in Jerusalem waar Johannes die Doper se kop afgekap het. Dis in Jerusalem waar hulle Stefanus met klippe doodgegooi het. Dis in Jerusalem waar hulle Paulus gearresteer het en wou hulle hom doodmaak en moes Paulus vir die mense in Jerusalem vlug Rome toe. Dis in Jerusalem waar hulle Petrus in tronke gegooi het en hom met swepe geslaan het. Dis in Jerusalem, jou tuisdorp. En daarom sê hy, begin in Jerusalem. Begin in 'n plekkie waar jy bly. En hier's hoekom dit vir ons ook moeilik is om in Jerusalem te getuig. Want dit is belangriker om die mense wat verlore gaan in jou huis te kry as om in jou kerk te kry. Hulle sien Jesus meer raak in jou huis as in jou kerk. Hoor wat sê ek vir jou. Maar jou huis is 'n baie private plek. En jou huis is 'n plek waar jy meer ontbloot is. 'n Huis is 'n plek wat meer persoonlik is. En jy sou eerder ver weg gaan en met 'n ander pastoor praat en mense na die Here toe lei en laat daai mense na sy kerk toe gaan en dan klim jy in jou kar en jy kom terug na jou huis toe. Dis veiliger, maar dis nie Jerusalem nie. En die fout wat ons gemaak het is ons gedink mense sien Jesus raak in kerke. Dis nie waar nie. Mense sien Jesus raak in jou huis. Mense wil Jesus in jou raak sien. Om die kerke vol te maak, maak nie mense verander nie. Jerusalem is waar dit moet begin. En Judea is net nog Jerusalem. Judea is jou area. Judea is die area waar die koning in beheer was, wat al die babas doodgemaak het. En so my vraag aan jou is, hoe lyk dit met jou Jerusalem, jou Judea? Het hy opgestaan uit die dood en begin jy bietjie praat oor sy liefde in jou lewe? En ek wil net vir julle 4 dinge sê, praktiese dinge, want ek weet hier is moeilik. Van julle gaan vir my sê, Evelyn, my persoonlikheid. Bid. My eerste, ek het net 4 punte. Bid vir mense, nooi mense vir koffie, deel jou lewe met hulle en wys hulle Jesus. Dit is nie moeilik nie. Maar hier is die probleem, bid. Ek gaan dat niemand van julle vir my sê, Evelyn, jy sal met enige iemand praat, jou persoonlikheid. Ek sal dat niemand, omdat ek daardeur gestap het, niemand kan vir my sê, hulle is 'n introvert en dis vir hulle moeilik nie. Want ek was 'n introvert en dit was vir my moeilik. Ek het gehakkel op skool, ek moes pauses my speeches doen, ek kon voor niemand praat nie. En toe ek graad 11 is, toe staan ek in 'n seunskool voor 1200 kinders en doen 'n saalopening. En dis nie omdat ek oulik is nie, meeste van julle ken my, ek is nie oulik nie. Die verskil was bid. Ek het 'n vriend gehad wat op pad was hel toe. En 'n vriendin wat pragtig en sexy was, mag ek daai woord in kerk sê, wat pragtig en mooi was, die seuns was verlief op haar, en toe 'n stout seun op haar verlief raak, toe sê hy, wat moet ek doen om met haar uit te gaan, en sy sê, kom kerk toe en word vriende met Evelyn, en toe ek vriende raak met hierdie stout seentjie wat rook en vloek en net met, hy het in graad 10 met die matrieks beklei, toe kyk hy vir my en hy begin oor Jesus leer en hy sê, hoekom laat jy meneer Swart, wat saam met die rugby spelers dronk word en rook, hoekom doen hy saalopeninge, hoekom doen jy dit nie, jy weet so baie van die Bybel. Hy was nie in my klas nie, hy het nie gesien hoe hakkel ek as ek speeches doen nie.
En toe daag hy my, hy sê, hoekom doen jy nie die saalopeninge nie? Nou is hy 'n brawe ouetjie, hy beklei en hy is alles, en hier sit ek, en los my net uit, Jesus het nog nie die dood uit opgestaan nie. Die Bybel sê, bly stil oor Christus. Shhh, dis 'n private saak tussen jou en hom. En hier uitdaag hierdie arrogante tienerseun my uit. En ek gaan na my pastoor toe, my jeugpastoor, en ek sê, pastoor, ons het 'n krisis. Hy en sy hele vriendekring moet na die Here toe gelei word. Ek weet nie hoe om dit te doen nie. En hy sê, kom ons bid. En toe ons klaar gebid het, die eerste sessie wat ek en my jeugpastoor saam gebid het, toe kyk hy vir my, toe sê vir my, ek weet nie of jy iets gehoor het nie, maar ek het iets gehoor. Ek sê, wat het jy gehoor? Hy sê, jy moet 'n saalopening doen. Bid. Bid vir die mense wat jy liefhet. Jy kan dit doen. Jy kan in 'n kamer ingaan, die deur toemaak waar niemand jou sien nie en jy kan vir hulle bid. En so my uitdaging as pastoor is hierdie. En 'n eerlike vraag wat net jy en die Heilige Gees nou kan eerlik mee wees. Vir wie bid jy? Want ek wou daai seentjie na die Here toe lei. En sy uitdaging was nou maar gaan doen 'n saalopening, sodat my broer en my ander pelle kan hoor wat jy sê. Vir wie bid jy? Vir wie bid jy? Want as jy nog nie vir iemand bid nie, dan is dit 'n 5-jarige seentjie wat weg is in Junction en jy's so bekommerd oor jouself, jy gee nie om dat hy weg is nie, jy sê, ek kan nog 'n kind maak, is okay. Is okay, sy skuld, hy was stout, hy moes by my gebly het, hy moes geluister het. Okay, ek maak klaar. Jy kan bid. En so my tweede trap sessie is hierdie. As jy vir my sê, Evelyn, ek hoor jou, maar dis vir jou makliker as vir my. As jy nie ten minste net vir iemand bid en vir hulle bekering bid nie, dan kan jy nie verontskuldig staan voor die Here nie. Want dit is maklik om te doen. Niemand hoor jou bid nie. Die Bybel sê, niemand mag jou hoor bid nie. Gaan alleen en praat met jou God wat onsigbaar is. Bid vir mense. Mense wat jy ken. Nee, bid vir Oekraïne, bid vir die regering. Doen al daai goed, maar ek wil nie hoor dat ons vir die regering moet bid nie. Want ek die Here werk nog met my aan daai ene. Iemand wat ek ken het vir my gister 'n boek gegee wat ek gaan lees en preekreekse moet uitwerk, want vergifnis is overrated. Hulle sê, nee, lees hierdie boek, jy moet leer om te vergewe. So julle pastoor sal nog 'n preek doen oor vergifnis. Maar hier's my punt. Regering. Daar's mense in my lewe wat ek liefhet en ek nie meer moeite doen nie. Nou moet ek moeite doen met die regering, sodat ek vrede kan beleef. Daar's mense in my lewe wat nie hemel toe gaan nie. Ek wil vrede daar beleef. En so ek dink julle hoor my hart, moenie my misverstaan nie. Bid vir die mense in jou lewe. Daar's mense wat julle ken wat in die kerk was, hulle gaan nie meer kerk toe nie. Hulle het opgegee. Hulle het opgegee want iets het gebeur en hulle het seer gekry en hulle is nie meer gekoppel aan die lewe van God nie. Wie's hulle? Word hulle vriend en trek hulle terug. Bid vir hulle. En nou al wat ek vir jou vra, dis nou punt nommer 1, intentionele gebed. Ek gaan nie te veel daaroor praat nie. Dis dit. Nommer 2 is sorg dan vir hulle. Ek is so trots op van die mense in ons gemeente, julle met wie ek bietjie tyd spandeer. Wow, hierdie gemeente het mense in wat soveel sorg vir mense. Mense wat nie in ons gemeente is nie, mense wat niks vir jou beteken in die sin van bates nie. Maar jy's net lief vir hulle want die Bybel sê wees lief vir hulle. Luister, die sorg vir mense, ICU, Intensive Care Unit, intensiewe sorgeenheid. Dis wat 'n kerk moet wees. Sorg net vir mense. Die mense vir wie jy bid. As jy vir die boemelaar hier op die straat wil bid, dan sal trap, great, bid vir hulle, gaan sorg vir hulle. Ek praat spesifiek vir mense vir wie jy bid. Dis, ek praat nie nou van die regering nie, ek sê nie gaan ANC se hoofkantoor toe en bedien hulle nie, as jy wil, great, iemand moet dit doen, maar die mense vir wie jy bid, nou nooi jy hulle vir koffie. That's it. Nooi hulle net vir 'n koffie, en daar's mense met wie jy koffie drink, maar jy bid nie vir hulle nie. Bid vir mense, en as jy vir hulle bid, nooi jy hulle vir koffie, en die Here sal begin werk, want die krag behoort aan hom, die oortuiging is syne. Nooi hulle vir koffie, gee om vir hulle. As jy 'n kombers in jou kar rondry, vra ek vir jou hierdie vraag, as jy vir iemand 'n kombers of 'n pakkie kos gaan gee, hier's my uitdaging, het jy ook 'n gebed saam met dit? Kom julle, ek wil baie prakties raak, want baie van julle sal byvoorbeeld vir 'n boemelaar 'n pakkie kos gee. Wonderlik, fantasties, dis nie ICU nie, dis nie intensiewe sorgeenheid nie. Om vir iemand se daaglikse behoeftes te sorg is nie waarvan ek hier praat nie.
As jy die moeite wil doen om vir iemand 'n kombers te gee, hier's my intensiewe sorgeenheid. Het jy 'n gebed in jou kop saam met daai kombers? En mense gaan vir my kwaad wees as ek dit sê, maar jy mag vir my kwaad wees, maar hou eerder jou kombers. Wat beteken jou kombers? Maar wanneer jy vir iemand omgee, want jy bid vir die man daar langs die straat, en jy vat vir hom 'n kombers, hoe weet jy gee vir hom om? Nie omdat jy vir hom 'n kombers gekoop het nie. Jy gee vir hom om, want bid is moeilik. Baie moeiliker as 'n kombers uitdeel. En so wanneer jy vir hom kombers gee, dan sê jy, would you mind, I just want to do a quick prayer with you. Dis al. En jy bid net vir hulle. En vir van julle manne wat net soos, Lord, just be with him, thank you that you love him. We love you, amen. Dis al. Dis al. As jy vir iemand 'n glimlag gee, kan jy vir hom 'n skriffie gee. Het jy 'n skriffie hierbo? Daai is waar dit moeilik raak om te doen wat ek vandag oor preek. Nie om vir mense die liefde van Jesus in jou glimlag te wys nie, nie om vir mense nou in 'n kombers uit te deel nie, maar om vir iemand te bid, iemand se hand vas te hou, om die vraag te vra, sê gee vir my, hoe gaan dit in jou lewe? Wat gaan aan in jou wêreld? O, nee, dis baie moeilik. My man by die werk, dinge gaan so taaf. Ja, hier in Suid-Afrika is dit altyd taaf, nê. Ja, dinge gaan so moeilik. Nee, wat van as jy, dinge gaan so taaf met my man by die werk. Kan ons miskien bietjie daarvoor bid? Of, weet jy, ek het 'n skriffie wat ek net vir jou wil gee oor. Staan sterk. Daar's baie moeilikheid in hierdie wêreld, is boos, maar skep moed, die Here het hierdie wêreld oorwin. Gee net vir hulle 'n Bybelvers. Dis stap nommer 2 is, as jy vir iemand sorg, onthou sorg op 'n manier dat hulle Jesus raak sien. Vinnig punt nommer 3 is gesprekke. En ek wil net vinnig iets daaroor sê, 'n vinnige gesprek. O, hierdie is so mooi, hierdie is so mooi. Jesus stap na 'n vrou toe by 'n put. Sy's 'n Samaritaanse vrou. Jesus het niks in gemeen met haar nie. Niks. Ek wil julle moet dit mooi verstaan. Ek wil eintlik hierdie skriffie vir julle net lees, want julle moet die begin hoor. Jesus sê toe, dis nou Johannes 4. Jesus sê toe, omdat hy regtig uitgeput was. Hoekom is dit in die Bybel? Want die Bybel wil hê jy moet dit hoor. Jesus is moeg, soos van julle vanoggend voel, né? Jesus is moeg. Die Bybel vertel ons Jesus is moeg. Jesus was regtig uitgeput van 'n lang reis. En hy het sommer net by 'n put water gaan sit van uitputting. Dit was omtrent 12 uur in die middag en die son het gebak en daar was nie skade weer nie, want as julle die area ken, was baie donker woestyn. Sy disippels was nie by hom nie, want hulle was nog in die dorp besig om takeaways te koop. Jesus sit daar, 'n vrou daag op, hy het niks in gemeen met haar nie. Julle moet verstaan, sy's 'n immorele mens, Jesus weet dit, hulle kan nie oor moraliteit praat nie. Sy het nie dieselfde sosiale struktuur nie, sy's 'n vrou, hy's 'n man. Hulle is nie dieselfde ras nie, sy's 'n Samaritaan, aan die ander woorde, hulle was meer gemeng met ander kulture waar die Jode suiwer gebly het, so hulle velklere en goed was anders, hulle hele sosiale struktuur was anders geweest, haar geloof was anders, hulle het 'n ander plek aanbid, op 'n ander manier aanbid. Jesus het niks in gemeen met haar nie en het geen rede om met haar te praat nie. En hierdie hele narratief, een van die mooiste narratiewe in die Bybel, die eerste keer waar Jesus homself openbaar as die Messias. Onthou, moet vir niemand vertel ek is die Messias nie. Die eerste keer wat Jesus homself aankondig as Christus, is in hierdie storie. En hy's moeg. En hy het niks in gemeen met hierdie vrou nie. En jy het nie iets in gemeen met baie mense vir wie jy bid nie, maar hulle is jou bure, hulle is jou werkskollegas, en jy weet nie wat om te sê nie. Hierdie is jou storie. Want weet jy waaroor praat Jesus? Waar sit Jesus? By 'n put vol water. So raai waaroor praat Jesus met haar? Water. Water. Hallo, hi. Ag, kan ek 'n slukkie water kry? My derde punt is intentionele gesprekke. Knoppe gesprek. Nie soos, "Haai, luister, jy sit nou so lank hier by my die werk. Ek wil jou gou vra. As jy 'n Christen het, jy 'n kerk, kom jy Sondag kerk toe, jy het Jesus in jou lewe nodig." Nee, dis nie intentionele gesprekke nie. Jesus het nie van gekyk sê jy's 'n immorele vrou, jy slaap rond met 'n ander man se vrou, jy's 'n Samaritaan, jy ken God nie, kom tot bekering of gaan hel toe. Dis nie wat Jesus gesê het nie. Sê jy vir water? Sy was ongeskik. Hulle gaan vir jou ook ongeskik wees. Gaan lees die storie. Nou dat jy 'n Jood vir my water vra, gaan lees dit. Sy was ongeskik met Jesus. Hy vir jou water gee nie. En sy sê, jy het nie eens 'n skepding nie. 'n Arrogante Joodse man
Waar is jou skepting? Moet ek nou my skepting vir jou gee? Sy's so ongeskik met Jesus. En al wat Jesus doen, is hy draai die gesprek van water, en hy sê, ag my vroutjie, as jy maar net geweet het, wat se water ek wel het, en as jy my net vra, sal ek dit vir jou gegee het. En hy sê, ek sal vir jou iets gee as jy my vra, gee 'n bietjie iets vir my wat ek vra. En hy begin net bietjie met hom praat oor net, hey, moenie so kwaai wees nie, ek het ook goed wat ek vir jou sal gee, ek soek net 'n bietjie water. En na sy hom ongeskik 'n Jood genoem het, wat 'n slegte ding was aan haar oë, toe hy sê, hey, ek het ook goed wat ek vir jou kan gee, soos water, en jy sal nooit weer dors nie. Toe sê sy, maar meneer, nou is dit nie meer Jood nie, nou is dit meneer, bietjie respek, meneer, wat se water praat jy van? Ek sal van daai water hou wat ek nooit weer in 'n put hoef te skep nie. En hy trek aan 'n skierigheid. En toe hy klaar in 'n skierigheid trek, kyk hy na lewe in en hy sê vir haar, luister, wat gaan aan in jou lewe? Is jy okay? En sy sê soos nee, ek's nie okay nie. Dis nie okay nie, maar my man is 'n monster, hy's nie 'n goeie man nie, dinge gaan nie lekker by my huis nie. En Jesus vra vir haar, dit eenvoudig vra, hoe gaan dit met jou? En toe sy sê dit gaan nie lekker nie, en Jesus sê, ja, ek weet dit gaan nie lekker nie, want jou lewe is nie lekker nie, ek kan sien iets pla jou, toe noem sy hom profeet. Dis wanneer hulle jou Christen gaan noem, byvoorbeeld. Ek sien iets is nie lekker in jou lewe nie, kan ons bid? Is jy 'n Christen? En sy noem Jesus 'n profeet, iemand wat God verteenwoordig. En toe Jesus sê, as jy maar net geweet het met wie jy praat, en toe sê sy vir hom, jy is Christus, wat die antwoord is van God. En as jy daai moeite doen met mense, en jy begin net met, gee my 'n slukkie water, jy moenie aggressief wees nie, ek gee om oor jou, en hoe gaan dit met jou, ek wil omgee vir jou, gaan mense jou sien as die antwoord tot al hulle probleme. Jy gaan Christus verteenwoordig vir mense. Van ongeskik tot die Christus. Gaan lees daai storie, dit is so mooi hoe intentioneel Jesus haar lewe verander in 'n kort gesprek. En daai hele dorp kom tot bekering, omdat Jesus 'n intentionele gesprek het met iemand. En so moenie bekommerd oor die uitkoms nie, bekommer jou net oor hierdie mooi storie, want hierdie storie is daar vir 'n rede. En dan laastens wys net Jesus. Sonder Jesus, ek skryf hierdie vir my, dit was nou gisterand laat skryf ek, sonder Jesus het ons 'n hopelose einde, met Jesus het ons 'n hoop sonder einde. Ek wil dit weer sê, want dit is vir my so mooi. Sonder Jesus het ons 'n hopelose einde. Met Jesus het ons 'n hoop sonder einde. Vir wie bid jy? En as dit mense is wat Jesus nie ken nie, vra ek vir jou, besef jy hulle het 'n hopelose einde? Sal jy vandag net 'n boodskap uitstuur, nie vir hulle tonne Bybelverse stuur nie. Jesus het gesê, gee vir my iets om te drink. Wil jy nie die foon optel en iemand nooi vir koffie? En jy hoef nie by die eerste gesprek oor my preek te praat. Ek het jou genooi vir soos 'n wat het ons eendag, waar is my vrou? Ons het eendag Amway gedoen. Ek en my vrou Amway. Jy bel iemand, sê luister, kan ek met jou 'n koffie drink? Ja, sekerlik. Dan sit hulle en sê, ek wil hierdie ding aan jou kom verkoop, né? Amway. Jy moet nou produkte by ons kom. Nee, moenie jou Christendom 'n piramideskema maak nie. Nooi hulle vir koffie. Vra net vir hulle, hoe gaan dit met jou? Maar in jou hart gee jy om oor Jesus, nie oor hulle stories nie. Jy wil Jesus in hulle lewe hê. Sê, kom ons doen dit weer volgende week. En volgende week hou jy net 'n hand vas aan die einde van die koffie en jy sê, kan ons net gou saam bid, daar in die coffee shop. Ja, in die coffee shop. En jy bid net 'n kort gebed. En die derde keer stuur hulle huis toe met 'n skrifgie op 'n bladsytjie. So ek wil net hierdie skrifgie vir jou gee. Hulle gaan jou begin leer ken as 'n Christen. En die Here gaan daai geleentheid gebruik. Ek waarborg jou, dis lekker om bekend te staan as 'n Christen. Christen. Dis lekker om bekend te staan as God se antwoord vir iemand. Vertel iemand, moenie stil bly oor die feit dat hy Jesus is nie, want hy het opgestaan uit die dood. Vertel net vir iemand. Bid, nooi, sorg vir die emosionele geestelike toestand in hulle lewe en skyn Jesus in jou lewe. Come on julle, kom ons doen nou, dis 2026. Vir van julle moet julle die uitdaging optel.
Laat Jesus opstaan uit die dood in jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil net vir U vra hier in die begin van Februarie. Dankie dat van ons dit doen, dis amper nature vir van ons dit was nie maklik nie, maar ons kan nie eens meer onthou toe dit vir ons moeilik was nie. Van ons vind dit maklik en ander mense kyk net na ons en dink ja, dis hulle. Here, help elke liewe een van ons om die uitdaging van hierdie boodskap op te tel in ons wêreld, ons Jerusalem. Waar ook al dit is, hoe dit ook al lyk in ons werksplek, ons skole. Om nie deur 'n dag te gaan waar Jesus nie geskyn het in ons storie nie. Om ons nie vir iemand vertel het nie, en daai vertel is net om te gee vir iemand. Here, vir sommige van ons begin dit net deur om vir hulle te bid in privaatheid. Here, ek gee om oor my vriend. My vriend gaan deur 'n moeilike tyd. Hulle ouers gaan deur 'n egskeiding. Hulle sukkel op skool. Hulle punte is nie goed nie. Hulle weet nie wat hulle volgende jaar gaan doen met hulle lewe nie. Ek sien hulle is in verkeerde verhoudings met seuns. Ek sien verkeerde dinge in hulle lewe. Here, en ek leef goed want U woord is in my. Ek leef en doen nie noodwendig daai verkeerde dinge nie en daarom hou U my veilig vas. Maar Here, wat 'n mens is ek nie omgee oor 'n kind wat verlore gaan nie. En so Here, ek bid vir my maatjie. Ek bid vir my vriend, want ek glo my gebed is kragtig en my gebed kan goed verander. En so daarom maak ek my deur toe en ek bid vir my vriend. Here, ek gee om oor hulle en daarom weet ek U gee om oor hulle. Want as ek oor hulle omgee, hoeveel te meer gee U nie vir hulle om nie. So laat ek bid. Here, maak ons leefgemeente 'n kerk wat bid vir mense wat verlore gaan. Totdat U ons inspireer vir koffie, iets om te drink, en dat ons hulle inspireer met skrif en gebed, tot hulle vir ons vra wat die antwoord in ons lewens is, en ons vir hulle Jesus kan wys. Vergewe elkeen van ons, Here, wat onwaardig voel, om Jesus vir mense te wys, want ons self sukkel. Vergewe ons, Here, wanneer ons nog nie toegelaat het dat U opstaan uit die doodheid in ons eie lewens nie. Ons wat onsself nie kan vergewe vir ons swakheid nie. Ons kan onsself nie vergewe vir die dom goed wat ons aanvang nie. En daarom praat ons met niemand oor U nie. Here, ek bid vir mense wat vanoggend hier sit, of wat hierdie boodskap hoor, wat met niemand praat oor Jesus nie, want hulle self het nog nie eers gevoel hoe U opstaan uit die doodheid vir hulle nie. Staan op by die dood in hulle lewens, Here. Stuur mense na hulle toe wat hulle nooi vir koffie, Here. Sodat hulle kan begin praat oor wat hulle weet. Maak ons getuienisse. U is die advokaat. U oortuig die regter van sonde en oordeel. Ek moet net getuig van wat ek sien en beleef en ervaar. Maak ons getuienisse, Here. Ek bid dit werklik waar vir ons as 'n gemeente, ons dorp, het Jesus sigbaar so nodig. Maak die kerke in ons dorp getuienisse. Maak oop ons mond. Maak oop ons gebedslewe. En dit bid ek in Jesus naam. En as 'n gemeente sê ons amen. Amen en amen. Dankie julle, asseblief gaan vat die uitdaging wat ook in my lewe is en in jou wêreld gaan maak 'n verskil. Ek is so lief vir julle. Dankie dat julle hierdie uitdaging kom luister het daarna. Sien julle volgende week. Lekker week vir julle.